Hallo? Jy het nou seker gedink 'n alien het jou rekenaar oorgeneem, né? Maar dit is nie so nie, jy kan maar gerus wees. My naam is Fanie Viljoen, ek is die skrywer van die Nova reeks wat gaan oor ruimtewesens. En as jy na hierdie video kyk, wil ek amper vir jou sê, tada, jy's nou klaar. Want die 5de en laaste boek in die Nova reeks het pas verskyn. Ek het soveel e-posse van julle ouens gekry oor die reeks en ek is so bly dat julle die reeks geniet het, want ek het baie daarvan gehou om dit vir julle te skryf. Van die e-posse het julle vir my byvoorbeeld raad gegee oor wat julle dink in 'n volgende boek moet gebeur, of ouens het vir my gesê, maar hulle hou so van Lukas, want Lukas is net soos hulle. Ek het ook gehoor van ouens wat tot laat in die aand lees aan Nova, soms onder die komberse, en hulle sê dit is lekker spannend en dit was ook 'n lekker scary boek gewees. Hulle het lekker geskrik vir die storie. En ek is so bly julle het julle so ingeleef in die storie en met hierdie video gaan ek julle 'n bietjie meer vertel van Nova. Ek het 'n paar jaar terug 'n foto gesien van 'n ouetjie wat kyk na 'n muur waar daar 'n ruimteskip gespuitverf is. En ek het toe gewonder, hoe moet dit wees as een van julle dalk eendag soos 'n regtig 'n ruimteskip sien? Of dalk werklik waar 'n regte ruimtewese. Beel jy lê daar in bed, en hier kom 'n ruimtewese deur die muur aangestap en ek kyk so vir jou daar waar jy lê. Dit sal nogal 'n skrikwekkende ervaring wees, né? Dalk dink julle nie so nie, maar vir Lukas, die karakter in hierdie boek, is dit werklik waar 'n skrikwekkende ding gewees. En daarom sal jy ook sien dat die Nova reeks baie spannend is. Toe ek destyds begin skryf het aan die Nova reeks, het ek nie regtig geweet hoe die reeks gaan eindig en wat presies gaan gebeur. Ek het wel so 'n idee gehad van 'n sekere paar gebeure in die boek. Ek het byvoorbeeld gedink daar gaan net 4 boeke wees, uiteindelik was daar 5 en soos julle nou al gesien het, die laaste boek is 'n lekker dikke, want ek het gedink julle sal 'n goeie stewige boekie wil hê aan die einde. Van die Nova het mos 'n klomp geheime, en as jy nou nog nie gelees het wat Nova gelees het nie, moet jy nou eers jou ore 'n bietjie toedruk, want ons gaan nou praat oor 'n paar van hierdie geheime. Is jou ore toe? Daar's hy. Die ouens wat hom wel gelees het. In Nova, een van die groot geheime is dat Lukas en sy maats eintlik half mens, half alien is. En dat hulle ook hierdie spesiale kragte het, wat al sterker en sterker word soos die boek aangaan. 'n ander groot geheim was die geheim van die sterreloper. Het julle geweet wie dit is? Kon jy regraai? Van al die e-posse wat ek gekry het, was daar net een persoon wat dit kon regraai. In die begin toe ek geskryf het, het ek gedink daar gaan een van twee van die karakters in die boek van die sterreloper wees. Ek het gedink dit gaan of Lukas wees of sy broer Gavin. En uiteindelik, soos julle nou al weet, was dit toe Gavin gewees. 'n laaste groot geheim in die boek, en dit het ek eers uitgevind toe ek die laaste boek begin skryf het, was dat daar al die tyd 'n slaper was in Nova. Een of ander persoon wat presies weet wat aangaan in hierdie plek, en uiteindelik in die laaste boek gaan hierdie persoon na vore kom en Lukas se planne heeltemal die mekaar krap. Ek het ook nie byvoorbeeld geweet van die ander weermagkamp wat daar bestaan nie, waar soortgelyke eksperimente op kinders gedoen word nie, en natuurlik kom hierdie 3 tieners dan in die laaste boek ook na vore, en daar's groot gevegte en lekker ontploffings, en natuurlik arme Lukas wat dit alles moet ontgeld in die eindspel. Mense wil altyd by skrywers weet, watter boek wat hulle geskryf het, was hulle gunsteling gewees? Of watter van hulle karakters was hulle gunsteling gewees? Dit is baie moeilik om te sê, want dit is amper asof jy vir 'n pa of 'n ma vra, hulle moet sê watter kind van hulle hou hulle die meeste van. Lukas en hierdie Nova reeks was natuurlik een van my gunsteling boeke gewees. Ek hou baie van Lukas as persoon. Ek dink seker omdat ek nog 'n kind in my hart is, ek sal baie graag soos aliens wil opblaas. Ek dink dit moet ongelooflik wees. 'n paar van die tonele wat my nogal bybly in Nova, en daar is so 3, en jy moet nou weer eens jou ore toedruk as jy nie wil hoor wat gebeur nie.
Eerste ene is sekerlik in die begin van die boek, die tonele waar Lukas die eerste keer met hierdie ruimtewesens in aanraking kom, waar hy byvoorbeeld swem en hy klim uit hierdie swembad uit, hy is pikdonker, hy loop na hierdie ding wat hy te geluid gehoor in die bosse, en hy wil gaan ondersoek instel. En dan sal jy nou natuurlik weet, in die tyd het hy 'n ruimtewese gesien of het hy nie een gesien. 'n Ander groot gunsteling, 'n lekker toneel vir my, was in die boek Nova Sterreloper, waar Lukas in hierdie ruimteskip is, en hierdie ruimtewesens jaag hom en sy vriende deur die skip, en hulle doen ook hierdie vreemde eksperimente met hom. Lukas sien al hierdie ongelooflike goed wat binne in hierdie swart ruimteskip aan gang is. En 'n derde groot gunsteling was natuurlik in Nova Eindspel, waar Lukas Lukas en natuurlik die ruimtewesens, die hele Nova, die hok, heeltemal totaal en al verwoes, als word opgeblaas, al Nova se geheime stort in een. Ek het gedink, dis nogal lekker, het my gevoel asof ek 'n Hollywood fliek skryf. Ons het nie al die spesiale effekte nodig, so ek het gehou van al hierdie ontploffings en goed wat opgeblaas word. Dit is vir my wonderlik, en ek dink as jy, veral ons mans, ons hou van sulke goeders. Jy moes die Nova boeke in 'n sekere volgorde lees. So jy het begin by Nova die begin, toe aangegaan na Nova Vuurdoop, Nova Bloedbroers, daarna Nova Sterreloper en uiteindelik het jy nog geëindig by Nova Eindspel. En as jy nou die paadjie saam met Lukas en sy vriende gestap het, het jy natuurlik gesien hoe hulle verlief raak, hoe hulle piknik hou, pannekoek bak, hoe aliens hulle jaag, hoe hulle die aliens jaag, hoe goed ontplof. Al hierdie woeste goed het met Lukas en sy vriende gebeur. En nou is hulle in die einde en die hele Nova, die hele hok is verwoes. En wat word nou van hulle? Die het jy nou natuurlik gesien in die boek en ek hoop jy is tevrede met die einde. Ek hou nogal baie daarvan en ek seker gaan begin e-posse kry van ouens wat wil weet, maar gaan nou nie dalk nog iewers nog 'n Nova boek verskyn nie. Maar op die oomblik kan ek vir jou sê, nee, dit is nou die laaste boek gewees. Maar mens weet nooit, dalk in die toekoms hoor ons weer van Lukas. Ek sal vir julle laat weet as dit die geval is. Vir almal wat die Nova reeks gelees het, vreeslik dankie dat jy dit gedoen het en dat jy al hierdie tyd spandeer het saam met die boek en Lukas hulle. Ek hoop jy het dit baie geniet, net soos wat ek geniet het om die boeke te skryf. Gaan kyk gerus uit, daar is natuurlik 'n hele klompie ander boeke wat ek al reeds geskryf het, gaan kyk vir hulle as jy lees jou pak, of kyk in die toekoms, daar gaan nog 'n hele klompie boeke verskyn. En ek hoop jy geniet hulle net soveel soos Lukas en sy vriende saam met die Nova. Mooi bly hoor.